vir die wat ingeskakel is saam met ons, ook lekker om saam met julle ook hierdie reeks deur te werk, maar kom ons raak net rustig by die Here. Here, U sien dwars deur my, U ken my, of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom, of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend, daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of U, Here, weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante, U neem my in besit, die wete oorweldig my, dit is te hoog vir my begrip. Waarheen sou ek gaan om van U gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan U teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, is U daar? Gaan lê ek in die doderyk, is U ook daar? Vlieg ek na die ooste of gaan woon ek in die verre weste? Ook daar lei U hand my, hou U regterhand my vas. Amen. Broers en susters, ek groet julle, genade, barmhartigheid en vrede vir julle elkeen, van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werk van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons staan dan, sing ons 'n paar aanbiddingsliedere saam. Die Here is my herde, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen velde na water, waar is dit, lei hy my heen. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy naam omval. Al gaan ek op die dal van doodskaribie, en ek sal geen oordeel vrees nie, want U is met my reis. He's okay, he's staan, o Heer, vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig, teenoor my teenstanders. U maak my hoof vet met olie, my beker op vol. Met goedheid en guns sal my vol, aan die dag van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly, in lente van dae, en ek sal in die huis van die Here bly, in lente van dae. Al gaan ek op die dal van doodskaribie, en ek sal geen ander vrees nie, U is met my. He's okay, he's staan, o Heer, vertroos my. Die Here is my herde, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen velde na waters, waar is dit, lei hy my heen.
Sonder sonde is ek nie, maar die kruis het my die ewigheid gegee. Soms sou ek vas aan die las van span, maar die Sier het my van smarte bevry. Die stuur my nie terug nie, maar tel my op. Die gooi my nooit weg nie, en ek sal sê, Halleluja, Vader, U is my God. Halleluja, Vader, U is my God. Halleluja, ek sal sing dat U is God. Sonder sonde is ek nie, maar die kruis het my ewigheid gegee. Soms sou ek vas aan die las van slaan, maar die Sier het my van smarte bevry. Die stuur my nie terug nie, maar tel my op. Die gooi my nooit weg nie, en ek sal sê, Halleluja, Vader, U is my God. Halleluja, Vader, U is my God. Halleluja, ek sal sing dat U is God. Halleluja, Vader, U is my God. Halleluja, Vader, U is my God. Halleluja, ek sal sing wat U is God. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. This is my desire. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart, worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you.
every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Koning bo alle konings, as ons vanaand en die res van die week ook so gaan by mekaar is, Here, dan is ons hartsbegeerte dat U ook U wil in ons sal laat geskied. Dat ons weer opnuut net weer 'n opvlamming in ons lewe en in ons geestelike lewe sal sien, Here. Ons gebed is dat deur U Gees wat in ons woon, dat U ook regtig net weer ons sal aanwakker. Ons sal herinner wie ons is en U, hoe nodig ons mekaar het, maar bo alles, Here, hoe nodig ons U het. Dankie vir geleenthede soos hierdie eenmaal 'n jaar wanneer ons Pinkster gedenk, om ook so saam te wees en ook net die liefde en omgee onder mekaar te kan voel. Here, dankie dat ons nie hierdie moeilike wedloop ook alleen hoef te hardloop nie. Dankie dat U ons omsingel met mense wat vir ons lief is, en dankie dat ons 'n gemeente het waarin ons gawes en talente ook kan gaan uitleef. Ons wil U loof en prys en ons bid, Here, dat hierdie week regtig vir ons kosbaar sal wees en dat ons regtig sal terugkyk hierna en sê dit was regtig betekenisvol en dat dit ook ons lewens sal verander. Ons loof en prys U daarvoor in Jesus naam. Amen. Baie dankie. Julle kan julle plekke inneem. Die opskrif van vanaand se boodskap is elke lidmaat is nodig. Elke lidmaat is nodig. Voordat ek vir ons gaan lees, dat ek julle eers 'n staaltjie vertel. Die Bybel praat van ons is elkeen soos 'n liggaamsdeel en ons het mekaar nodig. Nou so hele paar jaar terug, ek en Bietjie was nog jong verlief gewees en ons is daar by my stiefbroer in Calvinia en daar so is die inding, jy gaan springhasie jag in die aand. En Wilco staan hier agter met die lig en ek hardloop hier voor en dan wys hy vir my waar is die haas en dan hardloop jy, maar die Calvinianer handtamkind het dan maar altyd 'n stoute streek in hom. En dan so net so voordat ek by 'n bos of by 'n stuk draad of iets kom, dan laat hy daai lig weggaan. En dan val jy vir jou te pletter, dat jy daai aand is dit net dorings en bloed en alles. So ek wonder wie die slegste tweede gekom, ons of die hase. Maar om dit nou net in perspektief te stel is, jy het daai man nodig wat vir jou die lig wys. Jy het die oë nodig wat vir jou uitwys waartoe om te gaan. En as die oë nie daar is nie, dan is dit katastrofies. Dan is dit 'n groot gemors en bloed en hare. So ja, met dit in gedagte, kom ons gaan lees dan ook dan nou 'n paar skrifgedeeltes vanaand uit die woord van die Here, om ook vir ons hierdie dinge te onderstreep van regtig hoe nodig het ons mekaar, en dat ons nie sonder mekaar kan lewe eintlik nie. Ons lees die eerste gedeelte daar in Romeine 12 van vers 6 tot 8. Ek lees vir ons. Ons het genadegawes wat van mekaar verskil, volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As dit die gawe van profesie is, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat dit sonder bybedoeling wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. En as ons ander help, dan met blymoedigheid.
Die volgende gedeelte is die baie bekende gedeelte in 1 Korintiërs 12. En ons as gemeente het dit ook so wyle terug, het ons deur hierdie boeke gewerk. Ek lees net weer vir ons daar, die opskrif daar is een liggaam, baie lede, 1 Korintiërs 12 vanaf vers 12. Net soos die liggaam 'n eenheid is en baie lede het, so is al die lede saam, al is hulle baie, een liggaam. So is dit ook by die liggaam van Christus. Omdat ons almal een liggaam geword het, is ons almal met die een gees gedoop, of ons nou Jood of Griek is, slaaf of vry, ons is almal van die een gees deurdrenk. Die liggaam bestaan ook nie net uit een lid nie, maar uit baie lede. As die voet sou sê, omdat ek nie die hand is nie, is ek nie deel van die liggaam nie, hou hy om die rede tog nie op om deel van die liggaam te wees nie. En as die oor sou sê, omdat ek nie die oog is nie, is ek nie deel van die liggaam nie, hou hy om die rede eweneens nie op om deel van die liggaam te wees nie. As die hele liggaam tog oog was, hoe sou hy kon hoor? En as die hele liggaam oor was, hoe sou hy kon ruik? Maar nou het God die lede elkeen van hulle afsonderlik in die liggaam gevoeg, soos hy dit wou hê. As almal saam net een lid was, hoe sou daar dan 'n liggaam kon wees? Nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam. Die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie. Die kop kan weer nie vir die voete sê, ek het julle nie nodig nie. Inteendeel, die lede van die liggaam wat die swakste voorkom is juis noodsaaklik, en die wat vir ons minder mooi lyk, klee ons met meer sorg. So word ons minder aansienlike dele besonder mooi gemaak, terwyl die aantreklike dele dit nie nodig het nie. God het die liggaam so saamgestel dat hy groter eer gegee het aan die lid wat eer kort kom, sodat daar nie verdeeldheid in die liggaam sou wees nie, maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar dra. As een lid ly, ly al die lede saam, en as een lid geëer word, is al die lede saam bly. Julle is die liggaam van Christus en afsonderlik is elkeen 'n lid daarvan. En in die kerk is daar mense aan wie God 'n bepaalde taak gegee het. Ten eerste is dit daar apostels, ten tweede profete, ten derde leraars. Verder is daar die wat wonderdade kan doen, dan die wat genadegawes ontvang het om mense gesond te maak, om hulp te verleen, om leiding te gee en om ongewone tale en klanke te gebruik. Is almal miskien apostels? Is almal profete? Is almal leraars? Kan almal miskien die wonders doen? Het almal die genadegawes om mense gesond te maak? Of gebruik almal miskien ongewone tale of klanke en kan almal dit uitlê? Lê julle toe op die beste genadegawes. En dan lees ons ook uit 1 Petrus hoofstuk 4, 1 Petrus hoofstuk 4, daarvan vers 10. As goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God, moet elkeen na mate hy 'n genadegawe ontvang het, die ander dien. Ek dink ons kry die boodskap hierso dat almal van ons het nie dieselfde gawe nie. En elkeen van ons het 'n spesifieke taak in die gemeente. So daarom is jy nie toevallig in 'n gemeente nie. Jy is nie hier in die banke in ons gemeente net toevallig nie. Al het daar selfs miskien iets in 'n ander gemeente gebeur of die rede hoekom jy hier uitgekom het, is vir God baie wel bekend. En hy het geweet dat jy ook in hierdie gemeente 'n verskil kan maak. Jy dra iets wat die ander mense nie kan doen nie. Elkeen van ons kan iets doen op 'n manier wat iemand anders dit nie kan doen nie. Selfs al is dit in 'n prediking, preek die dominees nie dieselfde nie. As jy gaan klassies gee by die kinderkerk, is die een se styl nie dieselfde as die ander nie, maar tog vul dit mekaar so mooi aan. En daarmee wil die Here ook wys dat selfs as ons dink byvoorbeeld in die natuur, gaan kyk 'n bietjie as jy veral in die somer ry en jy kyk na die groene in die natuur. Elke boom is 'n ander groen, die gras is 'n ander groen. Jy kan gaan kyk
en jy sal duisende verskillende groene sien. Want dit is hoe God, hy is onbeperkbaar en hy gee hierdie gawes deur sy gees aan elkeen soos wat hy wil. Ons het dit ook gesien daar vanaand, dit is soos wat God wil en hy gee dit soos wat hy wil aan wie hy wil. So daarom moet ons sê dankie. Ek dink 'n mens is baie keer geneig om te wil sê, maar ek is nie so belangrik soos daai een nie. Ons moet sê dankie dat God vir jou ook iets gegee het. Dalk nie miskien so baie soos miskien 'n ander nie, maar ek dink ons moet ophou, die groot gevaar is 'n mens wil meet. Jy moet jou nie meet teenoor iemand anders nie. Sê jy vir God baie dankie vir dit wat hy vir jou gegee het. En dit wat jy kan doen, doen die beste wat jy kan doen. Want nie almal van ons is geroep om dieselfde taak te doen nie. Sou nogal lekker gewees het vir my en Dominee Andre miskien om te hoor hoe van julle die woord sou verkondig. En julle 'n bietjie te sien bewe wanneer jy voor op die kansel staan en te hoor. Maar dit gaan dalk nie mooi uitkom nie. En mens verwag dit nie van elkeen om dit te moet kom doen nie. Maar net so gaan ek en hy ook nie uitblink by die skorrelgoed was nie. Ons gaan ons naels chip en ons gaan dalk baie vet op die bordjies en goed te los. So elkeen van ons is geroep vir iets anders in die gemeente. En dit is wat dit eintlik so lekker maak, is elkeen van ons het ons plekkie. Elkeen van ons is soos 'n baksteen in 'n muur. En ons kan nie almal net op een plek ingedruk word nie, maar dan gaan die muur omval, want elkeen moet net sy plekkie vind. Verskeidenheid is God se spesialiteit. Dit is God se ontwerp. Soos ek sê, net selfs by klere en selfs by persoonlikhede, dit verskil hemelsbreed. Jy kan 'n tweeling wees en 'n identiese tweeling en hulle gaan nog steeds van mekaar verskil. Want dit is hoe God is. Selfs al lyk hulle dieselfde dag gebore, alles, maar hierdie een hou van blou, die ander een hou van rooi. Want God is onbeperkbaar en so ook wanneer hy met ons werk as sy kinders, om vir ons elkeen 'n gawe te gee soos wat hy weet die beste is. En ons moet onthou dat geen gawe is onbelangrik nie. Elkeen is nodig. Dat elke ander persoon kan fokus op dit wat God hom of haar voorgeroep het. As ons moet bekommerd wees oor die sop en broodjies vanaand en of al die bordjies reg is, dan gaan ons dalk vergeet om mooi reg te wees vir die preek wat ons moet lewer. Maar dit is so lekker vir ons om nou weer te gaan aansit en om dit te kan deel wat julle vir ons voorsit. En dit is so wonderlik dat dit is hoe 'n gemeente funksioneer. Geen een is onbelangrik nie. Elke plekkie en elke dingetjie is belangrik sodat die hele erediens mooi saam kan funksioneer as 'n eenheid. En daarom as dit 'n goeie diens was of 'n slegte diens, dis soos 'n rugby-span, ons verloor saam of ons wen saam. As daai ene nou vandag dan nie so mooi gespeel het nie, dan gaan ons saam met hom staan. Ons moet nie beklei en onderling stry en hom uit jou nie. Baie keer sien mense dit by skoolsport, wanneer hulle daar onder die pale gaan staan en hulle begin daai een ouetjie, en naderhand is die hele span in mekaar se hare, en dan moet jy sommer weet, hierdie spannetjie gaan vandag 'n groot loosing kry. Want ons moet saamwerk, ons moet mekaar bystaan, mekaar aanmoedig om ons beste te gee. En ons moet nie onsself met 'n ander vergelyk nie. Dit wat jy doen, is vir God belangrik. Hou op om te dink dat die een wat die kategese gee, of die een wat die voorsitter is in 'n kerkraad, of wat ook al, is belangriker as 'n ander ene. Nee. Elkeen van ons het ons plekkie en elkeen is nodig, sodat die span, die gemeente kan wen daaruit en uit die aard van die saak dan ook God se koninkryk. So moet ons gawes gebruik. Jou gawe gaan nie oor jouself nie. Jou gawe gaan om iemand anders te bedien. So, mens vra baie keer vir jouself, waar moet ek gaan deel word? En my gevoel rondom hierdie dinge is, daai ding in 'n gemeente wat jou baie keer irriteer, of wat vir jou
so bietjie krapperig is gewoonlik die ding wat jy kan baie beter doen. As jy dalk nou sien, jy kom hier in die kerk in en die versierings is dalk nie baie mooi nie. Dan het jy 'n oog vir 'n versiering en is dit dalk die ding wat God jou wil gebruik om 'n kanselkleedjie wat dalk skeef hang te sorg dat, al is dit wat jy doen, jy sorg dat die kanselkleedjie op 'n Sondag reg hang en mooi reguit is. Dis vir God belangrik. Dan hoef die dominee of iemand anders nie daaroor bekommerd te wees nie. So klein goedjies gaan ver in 'n gemeente. Elke liewe dingetjie wat iemand anders nie hoef te doen, wat op 'n ander taak moet fokus, is belangrik. En dit maak dat jy meer kan jouself fokus vir dit wat jy daarvoor is in die gemeentes. Ons moet ook onthou dat jou gawes, wat God aan jou gegee het, raak verroes as jy dit nie gebruik nie. Baie van ons kan dalk iets doen in die gemeente, maar ons sit eerder net stil. En dan begin jy verleer en is dit later kan jy glad nie eens meer daai ding doen nie. Veral as 'n mens ouer word. As mens nou dink aan die jonger generasie wat dalk 'n klasie kan kom aanbied en met tyd was daar dalk 'n tyd gewees wat 'n mens by die jonges kon gewerk het, maar nou is ek ook al in die 50's en Steven hulle raak ouer en mens begin soek na die volgenes wat daardie werk kan oorneem, want die realiteit is, ons raak ouer. Maar ek dink ook soos wat ons ouer raak, moet 'n mens nooit sê, God hou my opgebruik nie. As jy nie meer kan gaan en kan fisies dinge doen nie, is daar altyd die gawe om in te tree, om te bid vir 'n sekere diensreeks of vir 'n erediens of vir 'n uitreik wat gaan plaasvind. Jy kan nog steeds bid. Ons word maar daagliks gekonfronteer met ons ouderdom wat aanstap en dat ons bietjie minder kan doen en minder aktief kan wees en tafels rondskuif. Ons kan nie verwag dat vrouens wat ouer word met tafels rondskuif nie, maar manne, ons het nog manne wat daar met tafel kan optel. Hulle is ons nou 2 wat 'n tafel moet dra. Ons kan dit doen. Sodat die vrouens weer kan fokus op hulle werk om vir ons die kosse uit te sit en die ander dinge te doen. So het ons elkeen mekaar nodig en kan ons die gemeente 'n beter plek maak, 'n lekker plek van samekoms. Mense het soveel materiaal om jou te help om ook jou gawes te ontdek. Ek onthou van die dinge wat ons al in hierdie gemeente gedoen het, was juis ontdek jou gawe. Maar soos ek sê, daai ding wat jy voel, joh, ek sien ietsie raak. Dit is gewoonlik waar die Here jou wil gebruik, maar 'n mens kan van tyd tot tyd weer deur hierdie materiaal werk en dalk miskien tyd inwerk in die gemeente se jaar om bietjie weer te gaan kyk na wat is die gawes en hoe weet jy watter een van daardie gawes is jou plekkie waar jy tuis hoort. En in alles moet ons dit doen met vreugde. Dit help nie ons loop met lang gesigte rond en jy doen dit asof jy dit moet doen, want dan is die hart nie daarin nie. Dit is so belangrik dat ons, wat ook al ons doen, met 'n passie doen. En alles soos wat Kolossense sê, doen alles asof vir die Here. Doen dit dat die Here sal bly wees. Al is dit om 'n piering te was, om daai tee te skink, dis 'n dienswerk. Dis vir die Here belangrik. En hy sien dit raak en hy sal jou beloon. So moet nie jou vergelyk met ek het nou nie vandag daar uitgestaan of wat ook al nie. Dis daai wat in die agtergrond beweeg wat die Here juis ook raak sien. So elkeen van ons kan weer bietjie gaan stil staan en net dink, waar kan ek ietsie doen om hierdie gemeente 'n beter plek te maak vir die ander? Nie net vir jouself nie, maar ook vir die ander. Wat kan ons doen? Wat kan ons aanpak? En dis altyd maklik om te sê, miskien moet ek na daai een toe gaan, dan moet hulle dit doen. Of miskien moet ek vir die dominee gaan vra, gaan doen jy daai ding? Daai ding wat is juist jy wat die passie het, is jy wat die visie het en God wil jou gebruik. Hardloop daarmee. Weet wat ons sal julle altyd ondersteun
in dit wat julle wil aanpak. Dis lekker om te sien as mense met 'n ding begin hardloop en jy sien dit gebeur, of dit nou 'n markdag is of 'n golfdag is of wat ook al is, en die dinge gaan net aan. Enige iets wat in die gemeente plaasvind en die mense wat dit dryf. Ek wil nie enige iemand uitsonder nie, want baie van julle is op baie betrokke met hierdie goed, en mense is so dankbaar. Ek dink die mense kan altyd almal onthou en vir almal baie dankie sê vir alles wat julle doen nie, maar ek weet een ding is die Here sien dit raak. En dis by hom wat jy jou beloning wil hê, nie by 'n mens of wat ook al nie. Dit is lekker om nou en dan 'n klop op die skouer te kry en te sê mooi so en baie dankie daarvoor. Maar weet, jou krone wag vir jou in die hemel. Die Here sal jou eendag beloon vir dit wat jy ook vir hom gedoen het en vir sy koninkryk. En soos wat ons ook hierso gesien het vanaand en ook baie plekke in die Bybel, is die een ding wat die grootste, hoe kan ek sê, 'n wapen amper is vir die vyand om hierdie dinge te probeer kelder, omdat dit nie sal plaasvind nie, is oneenigheid. As ons beginne teen mekaar werk in plaas van saam met mekaar werk. Want dan is dit wat 'n mens kry dat, ag, ek gaan nie nou daar werk nie, want daai persoon is daar, of ek wil nie dit doen nie, want dan gaan ek weer met Pietie daar te doen kry. So, ons moet waak daarteen, dat ons nie hierdie goede teen mekaar werk, of dat daar oneenigheid is tussen ons nie, maar laat ons elkeen dankbaar is vir wat ons kan doen, dat ons almal in eenheid sal saamwerk en met vreugde. En ons weet ook dan, al hierdie gawes wat die Here vir ons gee, die oor en die oog en die hande, almal doen verskillende take. En as mens dit bietjie dieper probeer lees, dan is dit asof die oog is die een wat uitkyk, die oor is die een wat hoor by God. So het ons elkeen ook ons taak, om te een wat beter hoor en meer 'n gawe het om van God te hoor en te kan onderskei. En daarom moet ons hierdie goede saambring. En glo ek ook op 'n kerkraad is God se manier om mense met verskillende gawes op daardie kerkraad te laat dien, sodat wanneer ons God se stem probeer hoor vir die toekoms en watter rigting om in te slaan, sal die een beter hoor van God, die ander een sal beter die visie sien, en so sal ons mekaar help, sodat die gemeente daarby sal baat vind. En alles tot opbou van die Here se koninkryk. Maar alles in liefde, want ons weet wat sê 1 Korintiërs 13, al kan ek die tale van engele praat, al kan ek alles hierdie wonderlike gawes van die Gees hê, maar ek het nie liefde nie, dan baat dit my niks. So, dit is my droom ook vir die gemeente en in hierdie tyd ook, dat ons sal in liefde weer net ons alles kom gee en inspring en hierdie gemeente vir die Here 'n plek maak waar almal sal tuis wees, waar almal gaan gelukkig voel, waar ons die liefde onder mekaar sal beleef en laat ons ook sal weet, soos Dominee Andre vanoggend in sy boodskap gesê het, dat daardie drukkies en daardie omgee 'n groot deel van ons sal wees. En ek dink baie keer die lekker is, as jy so nou en dan van 'n ou wat kom besoek het, dan loop jy om in die dorp raak, en dan sê hulle, joh, daar's regtig by julle 'n omgee wat ons voel tuis, ons voel daai drukkies, ons voel iemand wat by jou toe stap, wat jy glad nie ken nie, en sê welkom hierso by ons. So, mense, kom ons hou aan daarmee. Kom ons gaan spring juis weer in, en ons stof bietjie daai roofs af, ons spuit daai Q20 op ons, en ons maak daai skeniere los, en ons is diensbaar vir God. Ek sê altyd, wie wil jy hê met 'n oop hart operasie op jou doen? Wil jy hê dit met die GP wees, jou huisdokter, of wil jy hê dit met 'n hartchirurg wees? Ek dink baie keer kry 'n mens ongelukkig spring mense in en doen goede, omdat iemand anders dit dalk terugstaan en nie sy werk doen nie. Want die beste persoon wat daai taak is dalk nie daar nie, maar ons spring in en ons doen die goede,
Maar dit is soos om vir 'n oop hartoperasie te gaan en te sê, ek kan my huisdokter vra, maar ek sou baie eerder wou gehad het, daai persoon wat 'n chirurg is, moes dit gedoen het. So kom ons raak weer betrokke, kom ons raak weer aktief. Ek dink, as ek so vinnig kyk, hier's nie een van julle wat nie regtig aktief is nie, so mense sê vir julle so dankie. Maar kom ons hou aan bid en kom ons bid vir 'n nuwe tyd van betrokkenheid en van deel wees in 'n gemeente, dat ons hierdie gemeente net 'n plek gaan wees waar die mense gaan nie kan wegbly nie. Ons gaan oorloop want dit gaan 'n lekker plek van samekoms wees. Kom ons gaan weer uit ons pad uit om vir daardie nuwe mense wat by ons deure instap, 'n tuiste te skep en soos ek sê, dit is lekker om te sien dat van hulle wat hier kom besoek en wil net weer kom en hulle voel regtig tuis hierso. So kom ons hou aan. Ons hou aan op die goeie goede te aanhou te doen, maar ons fokus op die goedjies wat ons daar bietjie agterweë gelaat het, om dit weer bietjie af te stof, om daai roes weer bietjie af te kry, sodat ons net van krag tot krag sal gaan in die Here se krag. Nie in eie wil en in eie krag en mag sal ons dit regkry nie, maar as die Here ons gaan help, dan gaan ons regtig sien hoe hierdie dinge gaan begin gebeur ook weer en ja, ons glo dat die Here sal voorsien. As ons betrokke is en as ons 'n goeie tuiste skep, dan wil jy soontoe gaan. Onthou altyd as kind wou jy altyd eintlik by hierdie ouma meer gaan kuier, want dit was altyd net dit wat sy bietjie meer gedoen het as die ander ouma. En dit is wat lekker is as ons 'n huis gaan skep waar mense gaan voel ek wil weer van dit hê. Ek voel daai liefde, ek voel daai omgee. Mens gister op by die roudiens en goede dat die mense kom vra, watter tyd is julle eredienste? Dit voel net lekker hierso en mense is so dankbaar dat die Here maak vir jou deure oop van mense wat jy nie eers van geweet het nie, maar wat jy mee te doen kry en jy gryp daai geleentheid aan. So julle, dit is goed, kom ons hou aan en ons gaan van krag tot krag en ons gaan doen nog meer. Ons gaan doen dit met liefde en met oorgawe, want ons doen dit vir mekaar ook, ja, maar bo alles doen ons dit vir ons koning en dit maak dit alles die moeite werd. Amen. Ek sluit vir ons af. Here, baie dankie vir hierdie kosbare gedeeltes uit die woord uit. Baie dankie dat ons ook net kan weet dat U het ons elkeen geskape met 'n doel, met 'n gawe en 'n talent om ook diensbaar te kan wees. Here, ons wil vra dat U ons sal wys waar ons kan verbeter en Here, laat ons sal aanhou met die goeie dinge wat ons doen, dat ons regtig ook so sal 'n verskil maak in ons dorp, daar in die ouete huise waar ons weet ook soveel mense betrokke is, daar by die hospitale wat ons weet soveel mense by 'n hospitaalbed gaan stil staan. Here, ons wil vir U sê dankie. Dankie dat ons weet ons het lidmate in hierdie gemeente wat regtig hierdie ding gesnap het en daarmee hardloop. En die wonderlike is om dit te beleef en te aanskou, Here, dat ons weet, hulle weet ook waaroor dit gaan en ons bid dat meer en meer van ons sal opstaan en ook ons gewig sal ingooi, want ons weet, Here, daar's dalk ander wat op hierdie stadium daai plekkie probeer volmaak, maar wat dalk nie die regte een is nie. So ons bid, Here, bring vir ons die mense en maak ons weer aktief en betrokke daar waar U ons wil gebruik en wys vir ons waar dit is. Ons loof en prys U in Jesus se naam. Amen. Dan vra dat die dansers vir ons nou ook met hulle gawe gaan bedien en kom ons luister ook na hierdie pragtige lied Speak in the Spirit.
Speak it in the spirit. Speak it in the rain. Speak it in the fire. My Jesus' name. Whoa. Speak it in the spirit. Speak it in the rain. Skus. Dat is nog van vooraf begin. Speak it in the spirit. Speak it in the rain. Speak it in the fire. My Jesus' name. Whoa. Speak it in the spirit. Speak it in the rain. Speak it in the fire. My Jesus' name. With the fire in your heart, holding on, trust in Jesus' name. Use the salt, shine it around, and popular laws of change. Use your mouth to lift him up, you see the Red Sea part. Desires of the righteous one is in the Father's heart. Speak it in the spirit, speak it in the rain, speak it in the fire. My Jesus' name, speak it in the spirit. Speak it in the rain, speak it in the fire, my Jesus' name. Let the Spirit of God lift you up, and you'll soar on His mighty hand. Speak it in the Spirit, speak it in the rain, speak it in the fire, my Jesus' name. Speak it in the Spirit, speak it in the rain, speak it in the fire, my Jesus' name. Baie dankie aan die dansers. Gaan vra dat ons lekker gaan opstaan en dat ons hierdie lied gaan uit ons harte uit vanaand se bind ons met bande, Here. Ons het mekaar nodig en saam kan ons die oorlog wen en saam sal ons ook hierdie gemeente na nuwe hoogtes toe kan lei. So kom ons staan en dan sing ons lekker hierdie lied saam en dan sal ons lekker gaan sop en broodjies geniet.
ons met bande van liefde, wat nooit sal verbreek, wat nooit sal verbreek. Daar is net een God, daar is net een Seun, daar is net een liggaam, daarom loof ons die Heer. Bind ons met bande van liefde, wat nooit sal verbreek, wat nooit sal verbreek word nie. Bind ons met bande van liefde, wat nooit sal verbreek, wat nooit sal verbreek. Daar is net een God, daar is net een Seun, daar is net een liggaam, daarom loof ons die Heer. Ontvang dan uit die Here se seën en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees wat jou sal toerus vir die taak wat die Here jou in hierdie gemeente het, sal vir ewig met julle wees. Amen.